Suid-Afrikaanse uitvoere na die VSA daal met 11% en die bekende Italiaanse modeontwerper Valentino Garavani sterf. Goeiemiddag en baie welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Suid-Afrika se uitvoere na Amerika het tussen Januarie en September verlede jaar met 11% weens die wederkerige tariewe van die moondtydse president Donald Trump gedaal. Motoruitvoere het met 79% gedaal nadat Suid-Afrika sedert 1 Augustus aan 'n invoertarief van 30% onderhewig is. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stow, het in die parlement gesê die artikel 232 tariewe raak nagenoeg 36% van die land se uitvoere na Amerika, wat motors, motoronderdele en farmaseutiese produkte insluit. Die departement werk saam met ander staatsdepartemente om 'n ekonomiese reaksiepakket daar te stel om die sektore wat geraak word te ondersteun. Die minister van elektrisiteit, Kgosihenso Ramokgopa, sê die voorwaardes van die 13 miljard rand se befondsing wat groot westerse moonthede aangebied het om Eskom te help om sy koolstofvrystellings te verminder, is nie aantreklik genoeg nie. Die kragvoorsiener wil nou eerder banke en ander instellings vir befondsing nader. Die International Partners Group, wat uit die VSA, Verenigde Koninkryk, Europese Unie, Frankryk en Duitsland bestaan, het die bedrag aangebied om Suid-Afrika met sy energieoorgang na hernubare energie te help. Die kragvoorsiener sê egter, hy kan goedkoper befondsing elders kry. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Sally Malatsi, sê daar word planne beraam om spesifieke potsendings ingevolge nuwe konsepwetgewing te reguleer. Hy het in die parlement gesê daar bestaan 'n wetskrif op audio en audiovisuele mediadienste en aanlyn veiligheid en daar word oorweeg of potsendings deel van die konsepwet behoort te word. Potsendings val nie onder die bestaande wet op elektroniese kommunikasie nie. Malatsi sê egter, indien potsendings deur die konsepwet gedek word, sal dit nie vryheid van spraak inperk nie. Die 5+ LP en die party se woordvoerder oor kommunikasie en digitale tegnologie, Heloise Denner, sê daar sal 'n fyn balanseer toertjie tussen vryheid van spraak en die beperking van waninligting moet wees. Die 5+ neem kennis van die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie se plan om moontlik potsendings te begin reguleer. Dit sal egter 'n fyn balanseer toertjie tussen vryheid van spraak en die beperking van disinformasie of skadelike uitsprake moet wees. Ons samelewing word reeds oorreguleer tot op 'n punt waar selfs dit wat mense sê gereguleer word. Die 5+ is van mening dat daar reeds soveel wetgewing en remedies teen skadelike uitsprake bestaan, dat die regulering van potsendings amper oorbodig voel. Hierdie konsepwetgewing sal dus behoorlik deurgetrap en oorweeg moet word. President Cyril Ramaphosa gaan 'n 3,8% salarisverhoging vir sy adjunk, as ook vir ministers en hulle adjunkte toestaan. Die salarisverhoging sluit lede van die parlement en van die provinsiale wetgewers in. Die besluit kom te midde van Action SA se verwagting dat 'n wetsontwerp wat die vergoeding van die kabinet sal verminder vanjaar in die parlement bespreek sal word. Dit verhoog die jaarlikse salaris van adjunkpresident Paul Mashatile tot 3,2 miljoen rand, terwyl die van die ministers tot 2,7 miljoen per jaar verhoog sal word. Adjunkministers sal 2,2 miljoen rand per jaar in die sak steek. Die bekende Italiaanse ontwerper Valentino Garavani is gister in die ouderdom van 93 jaar by sy huis in Rome oorlede. Hy is bekend vir sy skepings wat deur van die wêreld se elegantste vroue soos Jackie Kennedy, Audrey Hepburn en prinses Diana gedra is. Hy het ook die aktrise Elizabeth Taylor se trourok ontwerp en was die eerste keuse vir talle aktrises soos Sharon Stone,
Penelope Cruz en Julia Roberts. Valentino het in 2008 afgetree, maar is saam met Giorgio Armani en Karl Lagerfeld beskou as een van die laaste groot ontwerpers uit 'n era voordat mode 'n wêreldwye, hoogs kommersiële bedryf geword het. Die oorsaak van sy dood is nog nie bekend gemaak nie en sy begrafnis is vir Vrydag beplan. En dit bring ons aan die einde van die Afrikaanse nuusbulletin in Afrikaans, hier op Pretoria FM. Van my Esmerie, 'n mooi aand verder en dan maak ons môre aand weer so.